Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 8. Ek is professor Hans Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dit is 'n boek wat elke Afrikaans sprekende huisgesin moet hê. Want daar is goed in daai boek wat die kerk ons nooit geleer het nie. Sou jy belangstel of enige van die ander boeke of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, iemand verbann is in die wêreld, kan jy my kontak. My WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dis uiters noodsaaklik, gaan na deel 1, begin voor en kyk dit van voor af. Ons vereenselwig ons met enige kerke, denominasie of organisasie sê in die wêreld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie en by hierdie tyd behoort jy te weet, ons gebruik net die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration, die 1860 Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die iemand Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het. Ons gaan aan waar ons opgehou het verlede week. Sonder hierdie skrifverwysings is dit onmoontlik om te weet of ons die Joodse feeste moet hou al dan nie. Romeine 6 vers 3. Ons het laas week by Romeine 6 vers 2 gestop. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie, Apostel Paulus vra vir die gemeente, weet julle nie, hy praat met die Jode, hy sê, weet julle nie, dat ons almal, ons die bruid van Yafashua, ook ons in hierdie 21ste eeu, 2026, of weet julle nie dat ons die Joodse feeste of die nagmaal, deel 8. Ek is professor Hans Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dit is 'n boek wat elke Afrikaans sprekende huisgesin moet hê, want daar is goed in daai boek wat die kerk ons nooit geleer het nie. Sou jy belangstel of enige van die ander boeke of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, iemand verbann is in die wêreld, kan jy my kontak. My WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dis uiters noodsaaklik, gaan na deel 1, begin voor en kyk dit van voor af. Ons vereenselwig ons met enige kerke, denominasie of organisasie sê in die wêreld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie en by hierdie tyd behoort jy te weet, ons gebruik net die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration, die 1860 Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die iemand Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het. Ons gaan aan waar ons opgehou het verlede week. Sonder hierdie skrifverwysings is dit onmoontlik om te weet of ons die Joodse feeste moet hou al dan nie. Romeine 6 vers 3. Ons het laas week by Romeine 6 vers 2 gestop. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie, Apostel Paulus vra vir die gemeente, weet julle nie, hy praat met die Jode, hy sê, weet julle nie, dat ons almal, ons die bruid van Yafashua, ook ons in hierdie 21ste eeu, 2026, of weet julle nie, dat ons almal wie in Yafashua gedoop of geonderdompel is, in sy dood gedoop is nie. So wanneer ek my laat doop, of onderdompel, ek hou van die naam onderdompel in die naam van Yafashua tot vergifnis van sonde, dan wat gebeur?
dan word ek saam met Jafashua. Daai ou mens van sonde word saam met Jafashua begrawe. En onthou, laasweek het ek baie pertinent gesê, daar's nie een plek in die Bybel wat sê dat Jafashua was 3 keer begrawe nie. 1 keer. Nou hierdie sê die skrif, hierdie Romeine 6 vers 1 tot 12, leer ons wat het met Jafashua gebeur. En sê vir ons, wat moet ons doen om aan hom gelykvormig te wees? Die ou mens van sonde moet begrawe word. Ek lees, of weet julle nie, dat ons almal wie in Jafashua geonderdompel of gedoop is, in sy dood gedoop is nie. So, ons is saam met hom gesterwe. Ons is dus saam met hom begrawe. Kyk, deur die doop in die dood. So wat is die doop? Dis 'n samevoeging. Dis 'n parallel aan die dood van Jafashua, hoe hy gesterf het. Hy sê, sodat net soos Jafashua uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Nou daar's weer 'n skrifgedeelte wat sê, jy kan nie mense 3 keer onderdompel nie, want Jafashua het nie 3 keer uit die dood uit opgestaan nie. Want elke keer wat jy daar ou begrawe, dan staan hy uit die dood uit op, en hy kom terug, en hy kom terug. Onthou, laasweek het ek gesê, die AGS Kerk onderdompel ouens 3 keer, dan vir die Vader en die Seun, onskriftuurlik, daar sê hy dit. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Net soos Jafashua uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan word. Dan is ironies dat nie een van die honderde duisende van in die laaste 80 jaar AGS mense my een gebel het, een die guts gehad het om te bel en sê, prof, hier's die skrif, hoekom ons dit so moet doen hê. Of so net as julle bang vir julle pastore, een van die twee. As hulle sê, weet jy wat sê hulle, is vir jou so maklik hoe jy doen wat die kerk sê, of jy gaan aanbid by 'n ander kerk. Dis wat hulle sê. Doen wat die kerk sê, terwyl Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder die Babyloniese hoermoeder uit, want hy gaan haar en haar kinders doodmaak. Nou sê vers 5, want as ons, wie bruid is, saam met hom, Jafashua, saam gegroei het, luister, saam gegroei het beteken een geword het, deur die gelykvormigheid aan sy dood. So wanneer ek geonderdompel word, dan groei ek gelykvormig. Ek hardloop in 'n parallel aan sy dood. Nou daai sy moet 'n hoofletter S wees. Dis aan Jafashua se dood. Maak dit 'n hoofletter S. Want dit wys jy hoe feit die Bybel vertaal. Sodat ons, wie bruid is, dit ook kan wees deur die aan sy opstanding. Maak daai sy 'n hoofletter weer. Pateties, hoe die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sulke goed kon laat deurgaan het. Maar weet jy wat? Dis wat maak dat mense nie die Bybel wil lees nie. En dis hoekom ek hierdie Islaatkopedia besig om te vertaal. Die hele Nuwe Testament of the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Dis hoekom ek saam met 4 ander Engelse Bybels dit vertaal. Daar is als hoofletters. En sy sê ek vir jou Jafashua. En as dit hom is, dan sê ek vir jou of dit Jaffa is of Jafashua of die Ruach. Ek verduidelik dit vir jou alles so dat 'n kind van 12 dit kan verstaan. Daarom is daai stel boeke, daar's reeds 3 beskikbaar. Van Matteus tot by die boek Hebreërs is hulle beskikbaar. 3 500 A4 boeke. En hulle is 'n pakketvorm teen 'n spesiale prys, hoor. Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, ons weet dit. Maar jy wil vir my sê dat 'n groot organisasie soos die AGS Kerk met sy, op 'n stadium was hy die grootste Pinksterkerk in Suid-Afrika. Aangesien ons as bruid dit weet, dat ons ouwe mens, die sondige mens, saam gekruisig is. Ons het die sonde afgelê, dit beteken dit, sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sal word. Die daggaroker, die mes, ek kan nie meer sê dagga nie, want dis nou mos medisyne, maar die drak addict en die prostituut en die dronkaard,
nou kom ons praat kindermolesteerder, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kon word. En ons nie meer die sonde sou dien nie. Daai dooie liggaam, wat ek nou genoem het, wat al die sondes, hy is tot niet gemaak, sy is tot niet gemaak. Hy is begrawe een keer saam met Jahshua in sy bonatuurlike naam. Hoekom? Sodat as ek uit daai water uit opstaan, ek nie meer die sonde sou dien nie. Vers 7. Nou sê hy, want hy, nou daai kan 'n streepie wees sy ook, hy en sy, want hy, wie gesterwe het, is geregverdig van die sonde. Hy of sy, wie gesterf het. Want wat gesterf het? Moet ek nou doodval op die grond? Nee, ek het my bekeer. Ek het gesterf vir die sonde, manier waarin ek gelewe het. Is geregverdig, daai regverdig is vrygemaak van die sonde. Vers 8, as ons dan saam met Jahshua gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom, kyk daar, hom is hoofletter, dis Jahshua, sal lewe. Hierdie praat alles van wedergeboorte en die begrafnis, Johannes 3 vers 1 tot 11. Kan 'n kind enige iets van dit ervaar, om hom te laat doop, of onderdompel? Die Afrikaans is nou wys. Kan nie dink dat mense wat geletterd is, sulke dinge kan toelaat, maar dis omdat dit kerktradisie is, omdat dit die oorlewering is van ouma en oupa, bietjie so skit, dis 'n hoender wat die water afskit, bietjie regkom. Vra Jaffa om jou oë oop te maak. Jy word nie gered op oorlewering nie, jy word gered op grond dit wat die woord van sê. Vers 9, omdat ons weet, dis die bruid weet, dat Jahshua, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Nou ons het net nou gesê, in vers 8, as ons dan saam met Jahshua gesterf het, glo ons dat ons saam met hom sal lewe. So jy kan nie ou 3 keer op en af in die water nie. Kyk wat sê hy so, vers 9, omdat ons weet dat Jahshua, nadat hy, en ek wil in hakies sê, 1 keer opgewek is uit die dode. Hy het 1 keer gesterwe, hy is 1 keer begrawe, hy is 1 keer opgewek uit die dode. Dit is nie op en af en op en af en op en af nie. Nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. So wanneer ek my tot Jahshua bekeer, onthou, bekering sonder doop, onderdompeling beteken niks. Ek sê altyd, vat maar 'n droë sondaar en maak hom 'n nat sondaar. Maar ons weet dat nadat Jahshua uit die dode opgewek is, die dood nie meer oor hom heers nie. En die parallel sê, die dood heers nie oor my meer nie. Daarom verwys ek nie na myself as 'n sondige mens nie. O ek sondige mens, hoe ontbreek jy aan die heerlikheid van die Here? Nee man, dis die kerk wat jou daar hou. O sondige mens. Dis die kerk wat jou onder die band van sonde wil hou en onder die juk van diensbaarheid wil hou. Terwyl Jahshua kom en sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Hy sê in vers 10, want die dood wat hy, dis Jahshua gesterf het, het hy vir die sonde vir eens en vir altyd gesterwe. Omdat die lewe wat hy leef, leef hy vir Jahva sy Vader. Halleluja, halleluja. Hy het 1 keer gesterwe, hy het 1 keer opgestaan. Die lewe wat hy lewe, lewe hy vir Jahva Almagtig. Halleluja. Ons ook, as ons begrawe is, ons daar opstaan, dan lewe ons 'n nuwe lewe in Jahshua. Die ou dinge, Paulus kom en hy sê, die ou dinge is verbygegaan, alles het nuut geword. Hy sê vers 11, so moet julle, wie bereid is, ons Javiste, moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. As ons nie die stukkie kan toevoeg tot ons eie lewens nie, dan is ons besig om ons tyd te mors. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir Jahva in Jahshua ons meester. Halleluja. Hy sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. So julle maak nie 'n fout nie.
Nee, dis waarvoor ons in genade tyd nog lewe. En dis waarvoor Jahvashua aan die regterhand van die Vader sit. In geval ons lyk of ons wil struikel, dan tree hy dadelik vir ons in. Dit gee ons nie 'n vrypas om in sonde te lewe nie. Maar as ons deurdronge is van die Ruach HaKodesh, want hy funksioneer in my sielsdimensie, dan lewe ons vir Jahvashua. Hoekom? Ons lewe vir Jahva deur Jahvashua wat ons meester is. Hoekom? Want hy het ons vrygekoop deur sy genade bloed. Halleluja. Hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Soos jy daai een keer gered, altyd gered teologie, en nou kan ek na een keer geonderdompel is en my bekeer het, nou kan ek weer gehoor remoer soos ek wil nie. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame, hierdie vleis en bloed, nie heers, met ander woorde, julle oorweldig nie, dat julle aan sy, dis hierdie liggaamse begeerlikheid, gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, daar sê hy dit. Maar stel julle self tot beskikking van Jahva Almagtig, as mense wat uit die dood uit lewend geword het, halleluja. Daar's 'n koortjie ons gesing het jare terug, hy haal my uit die dode, en hy plaas my in die lewe. Hy haal my uit die dode, en hy plaas my in die lewe. Dis wat hy gedoen het. Stel julle self tot beskikking van Jahva Almagtig, as mense wat uit die dode lewend geword het. Ons was begrawe, ons het opgestaan. Nou lewe ons in heiligmaking. Ek sê dit, die woord sê, Paulus sê, en ek sê dit amper in al my boodskappe, strewe heiligmaking na, waarsonder niemand Jahvashua sal sien nie. Hy sê, as mense as julle die dode lewend geword het, en hulle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van Jahva, ons Elohim. So ons is lede van 'n liggaam. Jahvashua is die hoof. Ons is die arms en die bene en die goeders. Maar Jahva sê, ons moet onsself ter beskikking stel. Stel julle lede as werktuie van geregtigheid. Werktuie beteken werkende werktuie, lewende werktuie. Die help ek so daar in die stoel en ek is in my rocking chair op pad hemel toe nie. Tot diens van Jahva Almagtig. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die evangelie van geregtigheid sal preek in die bonatuurlike name elke dag van ons lewe en besig wees met Bybelstudie sodat ons nie weer terugval in die sonde waar ons gewees het. Vers 14. Want die sonde sal oor julle nie, en ek sit naakie, meer heers nie. Die sonde wat ons gedoen het, die dinge, hoekom nie? Hy is begrawe. Hy sê, luister, nou moet jy by jou sitplek vasmaak. Onthou, ons is besig om te kyk of ons die sabbate en die feeste, die Joodse feeste en al die goed moet hou. Hy sê, want die sonde wat, hy het ons nou, hier het Apostel Paulus nou vir ons 'n resep gegee, wat ons kan doen, wanneer ons vry geraak het, en verlos is van ons sonde. Vers 14 sluit hy af, hy sê, want die sonde sal oor julle nie, en ek sê meer in hoofletters heers nie, want julle is nie meer onder die wet. Wat? Sê my, die feeste, is 'n deel van die wette, die trompette, die Joodse nuwejaar, is ons Jode, is ons Israeliete, het ons enigiets met die Joodse nuwejaar te doen? Nee. Was ons in Egipte land? Ons was in 'n sondige Egipte land. En nou is ons geestelike Israeliete. Dit is 'n klomp sterk man. Dis 'n ding wat die Katolieke meegekom het. Ons is heidene gewees. Verlore. Vandag is ons huisgenote. Ons is nie Israeliete geword nie. Ons is huisgenote, medeburgers van Jahvashua en huisgenote van elke belofte wat in sy woord is. Prys sy naam. So ons is nie geestelike joetjies nie. En nou moet ek my ramshoring kry nie. Hoekom moet jy 'n ramshoring blaas? Ek weet nie of jy weet, maar in 2000 jaar gelede, 3000 jaar gelede, het hulle ramshorings geblaas, omdat hulle nie selfone gehad het nie.
So as jy 'n selfoon het, jy nie 'n ramshoring nodig om jou bure te irriteer nie. Nee, maar die kerksels moet 'n ramshoring blaas. Die kerk is onder die mag van die Katolieke. Jy sien, en dis waaroor dit gaan. Dit is Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, ek gaan haar na kinders doodmaak. Jy sal kom en jy sal sê, Here, Here, in die naam dat duiwels uitgeryf is, seker gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Dis wat hy sê, en hy gebruik die 33 vertaling. Want die sonde hy sê, want die sonde sal oor julle as bruid nie meer heers nie. Want julle is nie meer onder die wet of 613 wette van Moses nie. Maar julle is onder die bo-natuurlike genade van Jahweh. Dus sê vir my, kan ek in die wet lewe, die Ou Testamentiese wette, en in die Nuwe Testament? Wel, die Messiaanse ouens dink hulle kan. Weet, hulle sal dit vir jou so sê, want dit bring goeie inkomste vir hulle. Dit klink lekker. Jy kan maar 'n bietjie sonde doen, en jy kan maar 'n bietjie so, want die een cover vir die ander een. Nee. Maak jou sitplek vas. Ek wil net hierdie gedeelte afsluit. Romeine 6:14. Want die sonde sal oor julle nie meer heers nie. Want julle is nie meer onder die wet of 613 wette van Moses nie. Daarom het ek nie nodig om my te besny nie. Daarom het ek nie nodig om 'n bokkie 1 keer per jaar te vat om te laat offer nie. Verstaan nie wat ek sê? Daarom het ek nie nodig om 'n ramshoring te blaas nie. Daarom het ek nie meer ongesuurde brode, die fees van ongesuurde brode, die fees van trompette en al die goed. Ons is nie onder die 613 wette van Moses nie, maar onder die bo-natuurlike genade van Jahweh. Halleluja. Daar's gate in sy hande en dit sê daar's genade. Dis 'n Nuwe Testament. Hy sê dat die Ou Testament was deurweek van die bloed van bokkies en lammetjies, waarin daar nie werklike redding was nie. Daar was vergifnis. Maar die genadebloed van Jahweh, waar hy self die offerlam geword het, is geslag 1 keer vir ons almal se sondes. Halleluja. So is u onder die wet? Moet ek die wette, moet ek die Joodse feeste goed hou? Kom ons kyk verder. Is ons as Jahwiste veronderstel om enige Joodse feeste te onderhou? Nee, waarom nie? Want dit is die bo-natuurlike geopenbaarde woord, die Bybel. Hy verklaar volgens Hebreërs 7 vers 18. En ons gaan so 'n bietjie lees, Hebreërs 7 vers 18. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Wat 'n voorafgaande gebod? Ons het nou net gesien, die 613 wette is die voorafgaande gebod. Nou maak jy jou sitplekgordel vas. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou as my Bybel sê dat die Ou Testament is tot niet gemaak, die wette, die feeste, die besnydenis, die sabbate, die tiendes, die kerklike tradisies, die oorlewering van die ou mense is tot niet gemaak. Hy sê, want aan die een kant, die Ou Testamentiese kant, is daar die opheffing klaarmaak, epelila, finish, klaar, van die voorafgaande gebod, 613 wette, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Krap hom uit. My oom, Alex Straggen, was 7de dag Adventis. En hy en my pa, hy het altyd Bybel gepraat. As hy by my pa kom, dan vat hy my pa. En elke keer het my pa my in 'n hoek ingedruk. As my pa hierdie skrif vir hom wys, dan vat hy het altyd by hom 'n swart pen gehad. Hy het gesê, there's 9,000 added texts in the Bible. En as jy hom vasdruk op so 'n skrifgedeelte, dan vat hy 'n krap hom dood. Dan sê, this is one of the added texts. My pa het eendag vir hom gesê, weet jy wat? Jy is so besig om te krap in jou Bybel. Elke keer as jy hier wegry, is daar 5-6 teksgedeeltes weggekrap. Weet jy dat jy krap jou naam in die boek van die lewe uit? Want op 'n stadium gaan jy kom, dat daar nie meer iets is wat jy kan krap nie. En dan?
Dit het kwaai vriende veroorsaak tussen hom en my pa tot my pa se dood. Want hy het geglo wat die 7de dag Adventiste sê, jy moet Sabbat hou en die wette onderhou. Hy sê in Hebreërs, ons gaan aan, Hebreërs 7 vers 18, nou ek wil hom net lees en dan lewe ek vers 19, want aan die een kant is daar die opheffing klaarmaak van die voorafgaande gebod of 613 wette van Moses of die Ou Testament, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Kyk nou mooi wat sê vers 19. Omdat die wet 613 wette van Moses niks volkome gemaak het nie. Daai wet kon nie eers veroorsaak dat Moses in die beloofde land ingaan. Nadat Moses 'n foutjie gemaak het, nadat hy kwaad was vir die Israeliete, en Jahwe vir hom sê, praat by die rots, so slaan hy die rots met die stok, met sy staf. En dit hou hom uit die beloofde land, Kanaan. Hy het op die berg gestaan en gesien, maar hy het nie ingegaan nie. Weet jy dat daar was nie genade in daai 613 wette, wat Moses wat sy lewe gegee het, dat hy genade kon vind om in die land in te gaan nie. Omdat die wet, die 613 wette van Moses, niks volkome gemaak het nie. En jy kan hom op en afspring en jy weer hardop soveel as jy wil. En my probeer vertel wat goed was vir my ouma, my oupa, my grootouma en oupa, is goed vir my. Daar's niks nie. Jy glo nie wat die woord sê nie. Jy glo nie wat die woord sê nie. Dit gaan jy uit die hemel uithou. Hy sê, want die wet het niks volkome gemaak nie, maar aan die een kant, luister nou mooi, is daar die invoering van 'n beter hoop, Nuwe Testament. 2 koninklike wette. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, en jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en verstand, as jou binneste, en my broeders soos myself. Is daar 'n beter hoop, verwagting, waardeur ons tot Jahwe almagtig nader. Wie is hierdie beter hoop? Jahwe, die genade weg, die bloed weg, die bonatuurlike weg. Waarom wil jy die wet hou? Waarom wil jy probeer Joodse feeste hou? Ons was uitverkies voor die grondlegging van hierdie wêreld. Ietsie wat baie belangrik is, net gevoel ek wil dit inbring hierson. Omdat daar mense is wat dink dat net sekere mense word gered. Dit is geweldig belangrik dat u die volgende gedeelte van hierdie studie reg sal verstaan. Kyk mooi na die beeldspraak wat in die verskillende skrifgedeeltes gebruik word. Hy sê in Efese 1 vers 3, Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is Jahwe almagtig en Vader van ons Jahwe, halleluja, halleluja, wat ons as Jahwiste geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Jahwe. Sê vir my, is enige iets hiervan betrekking op die 613 wette? Nie een nie. Nie een nie. Geseënd is Jahwe en Vader van ons Jahwe, wat ons as Jahwiste of bruid van Jahwe universeel geseën het met allerhande geestelike seëninge. Nie Joodse feeste en verordeninge en besnydenis en tiendes en wette nie. Luister, wat ons geseën het met allerhande geestelike seëninge. Ek wil sê genade, gawe, seëninge in die hemele in Jahwe. Halleluja. Ons is reeds op die aarde geseën. Ons beloning is nie net in die hemel nie. Terwyl ons hierso lewe, leef ons in die krag van die Ruach en deur die krag van die Ruach in die bloed van Jahwe. Hy sê in vers 4, soos hy ons
wie bruid is, ons wat eers heidene was, in hom uitverkies het, soos hy, dis die Vader, ons in hom, dis die Vader, uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Ons was reeds in die gedagte van Jahwe gewees, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom, dis Jahwe, in liefde te wees. Hy het van ons, wie in hierdie moderne eeu lewe, het hy gestel in genade. Ons was uitverkies voor die grondlegging van hierdie wêreld, om heilig, nie onder wette nie, 613 wette, om heilig sonder gebrek voor hom, dis Jahwe, in liefde, daai liefde is die agape liefde. Die Hebreëse Jode het niks geweet van die agape liefde nie. Om in hom in liefde, die agape liefde te wees. Ons was ook voorbeskik, vers 5, Efese 1 vers 5, deurdat hy, Jahwe, ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Deur Jahwe, na die welbehae van sy wil, kyk daai sy, moet 'n hoofletter S wees, en dan sit jy in hakies, Vader se wil, na die welbehae van sy wil, ons is voorbeskik voor die grondlegging van die wêreld. Elke mens op die aarde, was voorbeskik voor die grondlegging van die aarde. Vers 6, tot lof van die heerlikheid van sy, hoofletter sy, dit is sy genade, dis die Vader se genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Daai geliefde, hoofletter G, sien nie dit? En hakie skryf daar, Jahwe. Ons verlossing deur Jahwe se bloed, vers 7, Efese 1:7, in hom, dis Jahwe. Nie in bokkies en lammetjies in 613 wette nie. In hom het ons, wie bruid is, ook in hierdie 21ste eeu, 2026, die verlossing deur sy, maak hy sy 'n hoofletter hier. Dis 'n dolk wat my steek. Ons die verlossing deur sy bloed. Daai bloed sal ek ook 'n hoofletter B maak, want dit is my kosbaar. In hom het ons as bruid van Jahwe die verlossing deur sy bloed, Jahwe bloed, die vergifnis van die misdade, daardie rykdom van sy, maak dit hoof sy genade. Genade kan jy ook 'n hoofletter maak, want dit is sy genade bloed. Kyk wat sê, in hom het ons verlossing, nie 613 wette van Moses nie, nie die besluitenis, nie die tiendes nie die goed nie, deur die vergifnis van die misdade, van die rykdom van sy genade. Wanneer gebeur dit? Wanneer ons bekeer en ons geonderdompel word in die bo-natuurlike naam van Jahwe tot vergifnis van ons sonde. Nou die tyd het ons gevang, Wat u gaan moet doen, u kan die res van hierdie skrifgedeelte gaan lees in Efese, want ons is nie klaar nie. En dan maak jy eie notaatjies en sê vir u, vra vir u, elke keer wat jy die goed lees, moet dit nie as 'n versgedeelte lees nie. Lees dit as woord vir woord. Sit die aanhalings daarin, in jou notas. Maak die hoofletters waar u dink die hoofletters moet wees. En kyk hoe anders te lees die Bybel. Kyk die beeldspraak, hoe word dit vir ons? Belofte op belofte in sy genade, halleluja. Nou sirkuleer hierdie boodskap onder almal, sodat mense se oë kan oopgaan, verkondig die evangelie tydig en ontydig, en kom ons wees die beste Jahwiste wat ons kan wees. Tot volgende week, as Vader liewe ons sondes spaar, Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja. Almal wie in Jahwe gedoop of geonderdompel is, in sy dood gedoop is nie. So wanneer ek my laat doop, of onderdompel, ek hou van die naam onderdompel in die naam van Jahwe tot vergifnis van sonde, dan wat gebeur?
dan word ek saam met Jafashua. Daai ou mens van sonde word saam met Jafashua begrawe. En onthou, laasweek het ek baie pertinent gesê, daar's nie een plek in die Bybel wat sê dat Jafashua was 3 keer begrawe nie. 1 keer. Nou hierdie sê die skrif, hierdie Romeine 6 vers 1 tot 12, leer ons wat het met Jafashua gebeur. En sê vir ons, wat moet ons doen om aan hom gelykvormig te wees? Die ou mens van sonde moet begrawe word. Ek lees, of weet julle nie, dat ons almal wie in Jafashua geonderdompel of gedoop is, in sy dood gedoop is nie. So, ons is saam met hom gesterwe. Ons is dus saam met hom begrawe. Kyk, deur die doop in die dood. So, wat is die doop? Dis 'n samevoeging. Dis 'n parallel aan die dood van Jafashua, hoe hy gesterf het. Hy sê, sodat net soos Jafashua uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Nou daar's weer 'n skrifgedeelte wat sê, jy kan nie mense 3 keer onderdompel nie, want Jafashua het nie 3 keer uit die dood uit opgestaan nie. Want elke keer wat jy daar ou begrawe, dan staan hy uit die dood uit op, en hy kom terug, en hy kom terug. Onthou, laasweek het ek gesê, die AGS Kerk onderdompel ouens 3 keer, dan vir die Vader en die Seun, onskriftuurlik, daar sê hy dit. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Net soos Jafashua uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan word. Dan is ironies dat nie een van die honderde duisende van in die laaste 80 jaar AGS mense my een gebel het, een die guts gehad het om te bel en sê, prof, hier's die skrif, hoekom ons dit so moet doen hê. Of so net as julle bang vir julle pastore, een van die twee. As hulle sê, weet jy wat sê hulle, is vir jou so maklik hoe jy doen wat die kerk sê, of jy gaan aanbid by 'n ander kerk. Dis wat hulle sê. Doen wat die kerk sê, terwyl Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder die Babyloniese hoermoeder uit, want hy gaan haar en haar kinders doodmaak. Nou sê vers 5, want as ons, wie bereid is, saam met hom, Jafashua, saam gegroei het, luister, saam gegroei het beteken een geword het, deur die gelykvormigheid aan sy dood. So wanneer ek geonderdompel word, dan groei ek gelykvormig. Ek hardloop in 'n parallel aan sy dood. Nou daai sy moet 'n hoofletter S wees. Dis aan Jafashua se dood. Maak dit 'n hoofletter S. Want dit wys jou hoe feitelik die Bybel vertaal. Sodat ons, wie bereid is, dit ook kan wees deur die aan sy opstanding. Maak daai sy 'n hoofletter weer. Pateties, hoe die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sulke goed kon laat deurgaan het. Maar weet jy wat? Dis wat maak dat mense nie die Bybel wil lees nie. En dis hoekom ek hierdie Islaatkopedia besig om te vertaal. Die hele Nuwe Testament of the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Dis hoekom ek saam met 4 ander Engelse Bybels dit vertaal. Daar is als hoofletters. En sy sê ek vir jou Jafashua. En as dit hom is, dan sê ek vir jou of dit Jaffa is, of Jafashua, of die Ruach. Ek verduidelik dit vir jou alles so, dat 'n kind van 12 het kan verstaan. Daarom is daai stel boeke, daar's reeds 3 beskikbaar. Van Matteus tot by die boek Hebreërs is hulle beskikbaar. 3 500 A4 boeke. En hulle is 'n pakketvorm teen 'n spesiale prys, hoor. Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, ons weet dit. Maar jy wil vir my sê dat 'n groot organisasie soos die AGS Kerk met op 'n stadium was hy die grootste Pinksterkerk in Suid-Afrika. Aangesien ons as bruid dit weet, dat ons ouë mens, die sondige mens, saam gekruisig is. Ons het die sonde afgelê, dit beteken dit, sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sal word. Die daggaroker, die mes, ek kan nie meer sê dagga nie, want dit is nou mos medisyne.
maar die drug addict en die prostituut en die dronkaard, nou kom ons praat kindermolesteerder, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kon word. En ons nie meer die sonde sou dien nie. Daai dooie liggaam, wat ek nou genoem het, wat al die sondes, hy is tot niet gemaak, sy is tot niet gemaak. Hy is begrawe een keer saam met Jahweh in sy bonatuurlike naam. Hoekom? Sodat as ek uit daai water uit opstaan, ek nie meer die sonde sou dien nie. Vers 7. Nou sê hy, want hy, nou daai kan 'n streepie wees sy ook, hy en sy, want hy, wie gesterwe het, is geregverdig van die sonde, hy of sy, wie gesterf het. Want wat gesterf het? Moet ek nou doodval op die grond? Nee, ek het my bekeer, ek het gesterf vir die sonde, manier waarin ek gelewe het. Is geregverdig, daai regverdig is vrygemaak van die sonde. Vers 8, as ons dan saam met Jahweh gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom, kyk daar, hom is hoofletter, dis Jahweh, sal lewe. Hierdie praat alles van wedergeboorte en die begrafnis, Johannes 3 vers 1 tot 11. Kan 'n kind enige iets van dit ervaar, om hom te laat doop, of onderdompel? Die Afrikaans is nou eens, kan nie dink dat mense, wat geletterd is, sulke dinge kan toelaat, maar dit is omdat dit kerktradisie is, omdat dit die oorlewering is van ouma en oupa, bietjie so skit, dis 'n hoender wat die water afskit, bietjie regkom. Vra Jahweh om jou oë oop te maak. Jy word nie gered op oorlewering nie, jy word gered op grond dit wat die woord van sê. Vers 9, omdat ons weet, dis die bruid weet, dat Jahweh, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Nou, ons het net nou gesê, in vers 8, as ons dan saam met Jahweh gesterf het, glo ons dat ons saam met hom sal lewe. So jy kan nie ou 3 keer op en af in die water nie. Kyk wat sê hy so, vers 9, omdat ons weet dat Jahweh, nadat hy, en ek wil in hakie sê, 1 keer opgewek is uit die dode. Hy het 1 keer gesterwe, hy is 1 keer begrawe, hy is 1 keer opgewek uit die dode. Dit is nie op en af en op en af en op en af nie. Nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. So wanneer ek my tot Jahweh bekeer, onthou, bekering sonder doop, onderdompeling beteken niks. Ek sê altyd, vat maar 'n droë sondaar en maak hom 'n nat sondaar. Maar ons weet dat nadat Jahweh uit die dode opgewek is, die dood nie meer oor hom heers nie. En die parallel sê, die dood heers nie oor my meer nie. Daarom verwys ek nie na myself as 'n sondige mens nie. O ek sondige mens, hoe ontbreek jy aan die heerlikheid van die Here? Nee man, dis die kerk wat jou daar hou. O sondige mens. Dis die kerk wat jou onder die band van sonde wil hou, en onder die juk van diensbaarheid wil hou, terwyl Jahweh kom en sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Hy sê in vers 10, want die dood wat hy, dis Jahweh gesterf het, het hy vir die sonde vir eens en vir altyd gesterwe. Omdat die lewe wat hy leef, leef hy vir Jahweh sy Vader. Halleluja, halleluja. Hy het 1 keer gesterwe, hy het 1 keer opgestaan. Die lewe wat hy lewe hy vir Jahweh almagtig. Halleluja. Ons ook, as ons begrawe is, ons daar opstaan, dan lewe ons 'n nuwe lewe in Jahweh. Die ou dinge, Paulus kom en hy sê, die ou dinge is verbygegaan, alles het nuut geword. Hy sê vers 11, so moet julle, wie bereid is, ons Jahwiste, moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. As ons nie die stukkie kan toevoeg tot ons eie lewens nie, dan is ons besig om ons tyd te mors. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir Jahweh in Jahweh ons meester. Halleluja. Hy sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is,
So julle maak nie 'n fout nie. Nee, dis waarvoor ons in genade tyd nog lewe. En dis waarvoor Jahshua aan die regterhand van die Vader sit. In geval ons lyk of ons wil struikel, dan tree hy dadelik vir ons in. Dit gee ons nie 'n vrypas om in sonde te lewe nie. Maar as ons deurdronge is van die Ruach HaKodesh, want hy funksioneer in my sielsdimensie, dan lewe ons vir Jahshua. Hoekom? Ons lewe vir Jahwe deur Jahshua wat ons meester is. Hoekom? Want hy het ons vrygekoop deur sy genade bloed. Halleluja. Hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Soos jy daai een keer gered, altyd gered teologie, en nou kan ek na een keer geonderdompel is en my bekeer het, nou kan ek weer gehoor remoer soos ek wil nie. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame, hierdie vleis en bloed, nie heers, met ander woorde, julle oorweldig nie, dat julle aan sy, dis hierdie liggaamse begeerlikheid, gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, daar sê hy dit. Maar stel julle self tot beskikking van Jahwe Almagtig, as mense wat uit die dood uit lewend geword het, halleluja. Daar's 'n koortjie ons gesing het jare terug, hy haal my uit die dode, en hy plaas my in die lewe. Hy haal my uit die dode, en hy plaas my in die lewe. Dis wat hy gedoen het. Stel julle self tot beskikking van Jahwe Almagtig, as mense wat uit die dode lewend geword het. Ons was begrawe, ons het opgestaan. Nou lewe ons in heiligmaking. Ek sê dit, die woord sê, Paulus sê, en ek sê dit amper in al my boodskappe, strewe heiligmaking na, waarsonder niemand Jahshua sal sien nie. Hy sê, as mense as julle die dode lewend geword het, en hulle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van Jahwe, ons Elohim. So ons is lede van 'n liggaam. Jahshua is die hoof. Ons is die arms en die bene en die goeders. Maar Jahwe sê, ons moet onsself ter beskikking stel. Stel julle lede as werktuie van geregtigheid. Werktuie beteken werkende werktuie, lewende werktuie. Die help ek so daar in die stoel en ek is in my rocking chair op pad hemel toe nie. Tot diens van Jahwe Almagtig. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die evangelie van geregtigheid sal preek in die bonatuurlike name elke dag van ons lewe en besig wees met Bybelstudie sodat ons nie weer terugval in die sonde waar ons gewees het. Vers 14. Want die sonde sal oor julle nie, en ek sit naakie, meer heers nie. Die sonde wat ons gedoen het, die dinge, hoekom nie? Hy is begrawe. Hy sê, luister, nou moet jy by jou sitplek vasmaak. Onthou ons is besig om te kyk of ons die Sabbate en die feeste, die Joodse feeste en al die goed moet hou. Hy sê, want die sonde wat, hy het vir ons hier het Apostel Paulus nou vir ons 'n resep gegee, wat ons kan doen, wanneer ons vry geraak het, en verlos is van ons sonde. Vers 14 sluit hy af, hy sê, want die sonde sal oor julle nie, en ek sê meer in hoofletters heers nie, want julle is nie meer onder die wet. Wat? Sê my, die feeste, is 'n deel van die wette, die trompette, die Joodse nuwe jaar, is ons Jode, is ons Israeliete, het ons enigiets met die Joodse nuwe jaar te doen? Nee. Was ons in Egipte land? Ons was in 'n sondige Egipte land. En nou is ons geestelike Israeliete. Dit is 'n klomp snert man. Dis 'n ding wat die Katolieke meegekom het. Ons is heidene gewees. Verlore. Vandag is ons huisgenote. Ons is nie Israeliete geword nie. Ons is huisgenote, medeburgers van Jahshua en huisgenote van elke belofte wat in sy woord is. Prys sy naam. So ons is nie geestelike joetjies nie. En nou moet ek my ramshoring kry nie. Hoekom moet jy 'n ramshoring blaas? Ek weet nie of jy weet, maar in 2000 jaar gelede, 3000 jaar gelede, het hulle ramshorings geblaas, omdat hulle nie selfone gehad het nie.
So as jy 'n selfoon het, het jy nie 'n ramshoring nodig om jou bure te irriteer nie. Nee, maar die kerk sê ons moet 'n ramshoring blaas. Die kerk is onder die mag van die Katolieke. Jy sien, en dis waaroor dit gaan. Dit is Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, ek gaan haar na kinders doodmaak. Jy sal kom en jy sal sê, Here, Here, in die naam dat duiwels uitgedryf is, seker gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Dis wat hy sê, en hy gebruik die 33 vertaling. Want die sonde hy sê, want die sonde sal oor julle as bruid nie meer heers nie. Want julle is nie meer onder die wet of 613 wette van Moses nie. Maar julle is onder die bo-natuurlike genade van Jahweh. Dit sê vir my, kan ek in die wet lewe, die Ou Testamentiese wette, en in die Nuwe Testament? Wel, die Messiaanse ouens dink hulle kan. Weet, hulle sal dit vir jou so sê, want dit bring goeie inkomste vir hulle. Dit klink lekker. Jy kan maar 'n bietjie sonde doen, en jy kan maar 'n bietjie so, want die een cover vir die ander een. Nee. Maak jou sitplek vas. Ek wil net hierdie gedeelte afsluit. Romeine 6:14. Want die sonde sal oor julle nie meer heers nie. Want julle is nie meer onder die wet of 613 wette van Moses nie. Daarom het ek nie nodig om my te besny nie. Daarom het ek nie nodig om 'n bokkie 1 keer die jaar te vat om te laat offer nie. Verstaan jy wat ek sê? Daarom het ek nie nodig om 'n ramshoring te blaas nie. Daarom het ek nie meer ongesuurde brode, die fees van ongesuurde brode, die fees van trompette en al die goed. Ons is nie onder die 613 wette van Moses nie, maar onder die bo-natuurlike genade van Jahweh. Halleluja. Daar's gate in sy hande en dit sê daar's genade. Dis 'n Nuwe Testament. Hy sê dat die Ou Testament was deurweek van die bloed van bokkies en lammetjies, waarin daar nie werklike redding was nie. Daar was vergifnis. Maar die genadebloed van Jahweh, waar hy self die offerlam geword het, is geslag 1 keer vir ons almal se sondes. Halleluja. So is u onder die wet? Moet ek die wette, moet ek die Joodse feeste goed hou? Kom ons kyk verder. Is ons as Jahwiste veronderstel om enige Joodse feeste te onderhou? Nee, waarom nie? Want dit is die bo-natuurlike geopenbaarde woord, die Bybel. Hy verklaar volgens Hebreërs 7 vers 18. En ons gaan so 'n bietjie lees, Hebreërs 7 vers 18. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Wat 'n voorafgaande gebod? Ons het nou net gesien, die 613 wette is die voorafgaande gebod. Nou maak jy jou sitplek gordel vas. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou as my Bybel sê dat die Ou Testament is tot niet gemaak, die wette, die feeste, die besnydenis, die sabbate, die tiendes, die kerklike tradisies, die oorlewering van die ou mense is tot niet gemaak. Hy sê, want aan die een kant, die Ou Testamentiese kant, is daar die opheffing klaarmaak, epelila, finish, klaar, van die voorafgaande gebod, 613 wette, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Krap hom uit. My oom, Alex Stragen, was 'n 7de dag Adventis. En hy en my pa, hy het altyd Bybel gepraat. As hy by my pa kom, dan vat hy my pa. En elke keer het my pa my in 'n hoek ingedruk. As my pa hierdie skrif vir hom wys, dan vat hy het altyd by hom 'n swart pen gehad. Hy het gesê, there's 9,000 added texts in the Bible. En as jy hom vasdruk op so 'n skrifgedeelte, dan vat hy 'n krap by hom dood. Dan sê, this is one of the added texts. My pa het eendag vir hom gesê, weet jy wat? Jy is so besig om te krap in jou Bybel. Elke keer as jy hier wegry, is al 5-6 teksgedeeltes weggekrap. Weet jy dat jy krap jou naam in die boek van die lewe uit? Want op 'n stadium gaan jy kom, dat daar nie meer iets is wat jy kan krap nie. En dan?
Dit het kwaai vriende veroorsaak tussen hom en my pa tot my pa se dood. Want hy het geglo wat die 7de dag Adventiste sê, jy moet Sabbat hou en die wette onderhou. Hy sê in Hebreërs, ons gaan aan, Hebreërs 7 vers 18, nou ek wil hom net lees en dan lewe ek stuk vers 19, want aan die een kant is daar die opheffing klaarmaak van die voorafgaande gebod of 613 wette van Moses of die Ou Testament, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Kyk nou mooi wat sê vers 19. Omdat die wet 613 wette van Moses niks volkome gemaak het nie. Daai wet kon nie eers veroorsaak dat Moses in die beloofde land ingaan. Nadat Moses 'n foutjie gemaak het, nadat hy kwaad was vir die Israeliete, en Jahwe vir hom sê, praat met die rots, so slaan hy die rots met die stok, met sy staf. En dit hou hom uit die beloofde land, Kanaan. Hy het op die berg gestaan en gesien, maar hy het nie ingegaan nie. Weet jy dat daar was nie genade in daai 613 wette, wat Moses wat sy lewe gegee het, dat hy genade kon vind om in die land in te gaan nie. Omdat die wet, die 613 wette van Moses, niks volkome gemaak het nie. En jy kan hom op en afspring en jy weet weer hardop soveel as jy wil. En my probeer vertel wat goed was my ouma, my oupa, my grootouma en oupa is goed vir my. Daar's niks nie. Jy glo nie wat die woord sê nie. Jy glo nie wat die woord sê nie. Dit gaan jou uit die hemel uithou. Hy sê, want die wet het niks volkome gemaak nie, maar aan die een kant, luister nou mooi, is daar die invoering van 'n beter hoop, Nuwe Testament. 2 koninklike wette. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, en jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en verstand as jou binneste, en my broeders soos myself. Is daar 'n beter hoop verwagting, waardeur ons tot Jahwe almagtig nader. Wie is hierdie beter hoop? Jahweshua, die genade weg, die bloed weg, die bonatuurlike weg. Waarom wil jy die wet hou? Waarom wil jy probeer Joodse feeste hou? Ons was uitverkies voor die grondlegging van hierdie wêreld. Ietsie wat baie belangrik is, net gevoel ek wil dit inbring hierson. Omdat daar mense is wat dink dat net sekere mense word gered. Dit is geweldig belangrik dat u die volgende gedeelte van hierdie studie reg sal verstaan. Kyk mooi na die beeldspraak wat in die verskillende skrifgedeeltes gebruik word. Hy sê in Efese 1 vers 3, Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is Jahwe almagtig en Vader van ons Jahweshua, halleluja, halleluja, wat ons as Jahwiste geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Jahweshua. Sê vir my, is enige iets hiervan betrekking op die 613 wette? Nie een nie. Nie een nie. Geseënd is Jahwe en Vader van ons Jahweshua, wat ons as Jahwiste of bruid van Jahweshua universeel geseën het met allerhande geestelike seëninge. Nie Joodse feeste en verordeninge en besnydenis en tiendes en wette nie. Luister, wat ons geseën het met allerhande geestelike seëninge. Ek wil sê genadegawe seëninge in die hemele in Jahweshua. Halleluja. Ons is reeds op die aarde geseën. Ons beloning is nie net in die hemel nie. Terwyl ons hierso lewe, leef ons in die krag van die Ruach en deur die krag van die Ruach in die bloed van Jahweshua. Hy sê in vers 4, soos hy ons,
wie bruid is, ons wat eers heidene was, in hom uitverkies het, soos hy, dis die Vader, ons in hom, dis die Vader, uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Ons was reeds in die gedagte van Jahwe gewees, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom, dis Jahwe, in liefde te wees. Hy vir ons, wie in hierdie moderne eeu lewe, het hy gestel in genade. Ons was uitverkies voor die grondlegging van hierdie wêreld, om heilig, nie onder wette nie, 613 wette, om heilig sonder gebrek voor hom, dis Jahwe, in liefde. Daai liefde is die agape liefde. Die Hebreëse Jode het niks geweet van die agape liefde nie. Om in hom in liefde, die agape liefde te wees. Ons was ook voorbeskik, vers 5, Efese 1 vers 5, deurdat hy, Jahwe, ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Deur Jahwe, na die welbehae van sy wil. Kyk, daai sy moet 'n hoofletter S wees. En dan sit jy in hakies, Vader se wil. Na die welbehae van sy wil. Ons is voorbeskik voor die grondlegging van die wêreld. Elke mens op die aarde was voorbeskik voor die grondlegging van die aarde. Vers 6, tot lof van die heerlikheid van sy, hoofletter sy. Dit is sy genade. Dis die Vader se genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Daai geliefde, hoofletter G, sien nie dit? En hakie skryf daar, Jahwe. Ons verlossing deur Jahwe se bloed. Vers 7, Efese 1:7. In hom, dis Jahwe. Nie in bokkies en lammetjies in 613 wette nie. In hom het ons, wie bruid is, ook in hierdie 21ste eeu, 2026, die verlossing deur sy, maak hy sy 'n hoofletter hier. Dis 'n dolk wat my steek. Ons die verlossing deur sy bloed. En daai bloed sal ek ook 'n hoofletter B maak, want dit is my kosbaar. In hom het ons as bruid van Jahwe die verlossing deur sy bloed, Jahwe, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy, maak dit hoof sy genade. Genade kan jy ook 'n hoofletter maak. Want dit is sy genade bloed. Kyk wat sê, in hom het ons verlossing, nie 613 wette van Moses nie, nie die besluitenis, nie die tiendes nie die goed nie, deur die vergifnis van die misdade, van die rykdom van sy genade. Wanneer gebeur dit? Wanneer ons bekeer en ons geonderdompel word in die bo-natuurlike naam van Jahwe tot vergifnis van ons sonde. Nou die tyd het ons gevang. Wat u gaan moet doen? U kan die res van hierdie skrifgedeelte gaan lees in Efese, want ons is nie klaar nie. En dan maak jy eie notaatjies. En sê vir die vra vir elke keer wat jy die goed lees, moet dit nie as 'n versgedeelte lees nie. Lees dit as woord vir woord. Sit die aanhalings daarin, in jou notas. Maak die hoofletters waar u dink die hoofletters moet wees. En kyk hoe anders te lees die Bybel. Kyk die beeldspraak, hoe word dit vir ons? Belofte op belofte in sy genade, halleluja. Nou sirkuleer hierdie boodskap onder almal, sodat mense se oë kan oopgaan, verkondig die evangelie tydig en ontydig, en kom ons wees die beste Jahwiste wat ons kan wees. Tot volgende week, as Vader liewe ons sondagspaar, Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.